Hallo en welkom. Van al die dinge wat die disippels Jesus kon vra om hulle te leer, vra hulle hom, leer ons om te bid. Hulle sien Jesus se uiterlike lewe, hoe hy mense aanraak met sy woorde en dade, hoe hy met autoriteit leer en met eerlikheid en vasberadenheid sy missie uitleef. En hulle maak die koneksie dat dit is vanuit sy gebedslewe. En dan leer Jesus hulle om te bid, aan die hand van wat ons ken as die Onse Vader. Kom ons lees weer die gebed saam vandag uit The Message parafrase. Our Father in heaven, reveal who you are. Set the world right. Do what's best, as above, so below. Keep us alive with 3 square meals. Keep us forgiven with you and forgiving others. Keep us safe from ourselves and the devil. You are in charge. You can do anything you want. You're ablaze in beauty. Yes, yes, yes. In hierdie week verken ons die woorde, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dalk het jy opgelet hoe Eugene Peterson dit vertaal as keep us safe from ourselves and the devil. Hy sê hardop wat ons dikwels al reeds weet, dat ons grootste vyand nie daar buite is nie, maar dikwels die mens wat vir jou terugkyk in die spieël. Dink maar net aan die laaste keer wat jy middernag nog op sosiale media geblaai het, al weet jy moet slaap. Of daardie keer wat jy uitgevaar het teen iemand vir wie jy lief is, net omdat jy oor iets heeltemal anders te gespanne was. Of die beloftes wat jy aan jouself maak om beter te eet, meer te oefen, geduldiger te wees, minder geld te spandeer, en dan 'n paar dae later, maar net weer terug te val in dieselfde patrone. Nou, Eugene se insig sny tot by die kern van sulke alledaagse stryd. Ons het dikwels beskerming nodig teen ons eie drange, ons eie blinde kolle en ons selfsaboterende gewoontes. Nou wat helpvol is van hierdie manier van kyk, is dat dit skaamte uit die prentjie uithaal. Ons hoef nie elke keer, as ons misluk, as 'n morele bankrotskap te sien nie. Dis deel van menswees, iets wat ons almal deel. As 'n kleuter sy hand uitsteek na 'n warm stoof, veroordeel ons hom nie. Ons keer sagkens sy hand weg en ons sit dalk 'n veiligheidshekkie op na die kombuis toe. En so is hierdie gebed, soos om vir geestelike veiligheidshekke te vra rondom die warm plate in ons lewe. Sy woorde help ons om veilig te wees teenoor onsself, gaan dieper as net ons slegte gewoontes. Dit praat ook van daardie stemme binne ons, wat leuns fluister oor wie ons is. Leuns soos, jy is nie genoeg nie. Jy moet jou waarde bewys. Jy is agter in die lewe, almal kry dit reg behalwe jy. Nou Henry Nouwen beskryf, en hy skryf baie oor hierdie stemme. Hy sê dis die innerlike kritiek wat ons aanjaag om liefde te probeer verdien. Liefde wat ons eintlik al lankal aan ons behoort. Ek onthou 'n gesprek met 'n vriend wat 'n baie suksesvolle prokureur is, maar steeds voel dat hy is 'n bedrieër. En al wys alles die teenoorgestelde. Leef hy met die vrees dat iemand hom gaan uitvang, dat hy nie regtig weet wat hy doen nie. En dit is presies die soort ding, waarteen ons dikwels beskerming nodig het. Nie so seer van buite nie, maar vir die storie wat ons onsself vertel, wat ons vreugde, ons rus, steel. En dan die grootste leuen, wat ons teen moet waak, is die een wat Adam en Eva gehoor het. Die leuen, dat God is nie goed nie. God wil jou weerhou van wat goed is vir jou. Dallas Willard het gesê dat die disippels het nie vir Jesus gevra om hulle lewens makliker te maak nie, maar om hulle te help om anders te leef. Hulle het gesien hoe Jesus deur die wêreld beweeg, nie gehaas nie, nie gevrees nie, maar hulle wou ook so leef. Maar hulle het geweet dat hulle kan dit nie uit hulle eie krag uit doen nie. En dieselfde geld vir ons. Ons kan nie net deur wilskrag ontsnap van ons angs of perfeksionisme of ons selftwyfel nie. Maar ons kan vra vir hulp. Ons kan erken dat ons nie altyd duidelik sien nie, dat ons
goeie bedoelings soms ons in sirkels laat loop en dat ons magteloos is. So in Romeine 8 vers 26 wat ons lees, en net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En so dikwels wanneer ek met iemand ontmoet in spirituele begeleiding, is dit opvallend hoeveel dinge ons nie die vrymoedigheid het om met die Here oor te praat nie. Ons dink dikwels ons moet ons beste voetjie voorsit. En ons praat om dit wat werklik ons weerhou om die lewe te leef waartoe die Here ons roep. Maar sy Gees, dieselfde Gees wat Christus uit die dood uit opgewek het, leef in ons en gee ons die genade om in sy koninkryk te leef. So in jou tyd van gebed wil ek jou nooi om 'n paar keer stadig die woorde te bid, lei my nie in versoeking nie. Lei my nie in versoeking nie. En soos wat jy doen, vra die Here om jou te help om in eerlikheid te erken wat die versoekings is in jou lewe. Wat is daardie areas in jou lewe, jou optrede, jou denke, wat nie spreek van die Here se waarheid, van 'n lewe in sy koninkryk nie. En dan in plaas daarvan om net harde te probeer, om vandag anders te wees, vra die Here om jou in sy waarheid te lei. Kom ons bid saam. Here, U ken ons beter as wat ons onsself ken. Here, U sien die patrone waarvoor ons blind is, die vrese wat soos wysheid lyk, en die maniere waarop ons onsself seermaak, al dink ons help. Here, en so bid ons en vra dat U ons sal bewaar teen die stemme binne ons, wat ons verklein, en teen die drange wat ons wegneem van die lewe, die leuns wat ons so maklik glo oor onsself en oor U. Here, leer ons om U met meer te vertrou. Gee ons die oë om onsself te sien soos wat U ons sien, geliefd en vasgehou deur U in U genade. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.